Kom ons praat bietjie algebraïese taal. Algebraïse wat? Is dit soos Frans of Duits? Wel, nie heeltemal nie, maar min of meer. Weet jy wat is 'n paaltjie? Paaltjie? Nee, ek het geen idee nie. Okay, weet jy wat is BVP dan? Nee, ek is nie seker nie. Nou as jy cricket speel, sal jy presies geweet het wat is 'n paaltjie en wat BVP is, want jy ken cricket se woordeskat. Maar as jy nie cricket se woordeskat ken nie, gaan jy nie verstaan hoe cricket werk nie. Nou in algebra werk dit presies dieselfde, want daar is ook 'n taal wat jy nou gaan leer. En dit is baie belangrik dat jy van die begin af al die basiese taal, al die basiese gaan lees om te verstaan nie. So kom ons begin by die begin. In algebra werk ons nou nie net meer met syfers nie, maar ook met letters. Enige letter van A tot Z en hulle word nou as plekhouers gebruik. Byvoorbeeld, onthou jy die somme? In plaas van om nou te sê 3 plus 'n blokkie is gelyk aan 6, gaan ons nou 'n letter daar sit. Byvoorbeeld, 3 plus x is gelyk aan 6. Ons noem hierdie letters ook veranderlike of onbekendes. Hoekom? Want ons weet nog nie wat die antwoord is nie. Hy is nog onbekend. Kan ons ook 'n M of 'n P gebruik? Ja, jy kan enige letter gebruik, maar in algebra gebruik ons die meeste van die tyd maar 'n X of 'n Y of 'n Z. Onthou nou net dat die X nie soos 'n maalteken lyk nie, maar soos 2 C's wat met hulle rug teen mekaar staan lyk. Nou, daar's baie nuwe reëls wat ons saam met hierdie nuwe letters gaan moet leer en ons kan nie net skryf wanneer ons wil, soos ons wil, hoe ons wil nie. Ons gaan ook nou lang somme vat en dit korter skryf. Wat bedoel jy korter? Nou, kom ek wys jou. Die eerste ding wat jy nou moet onthou, is dat plus en minus terme van mekaar skei. Maar, wanneer ons vermenigvuldig en deel, trek hulle mekaar nou weer aan. Byvoorbeeld, as ons plus of minus bewerkings doen, skryf ons dit so. 7 minus y of 9 plus x. Maar, kyk nou wat gebeur wanneer ons vermenigvuldig of gaan deel. Sê nou ek sê y vermenigvuldig met 18. Dan skryf ons dit teenoor mekaar, want in algebra wil ons nie meer vermenigvuldig of deeltekens skryf nie. En ek weet jy weet al, as iets teenoor mekaar staan, word dit vermenigvuldig met mekaar. So ons gaan nou die maalteken en die deelteken wegvat. En ons gaan die y en die 18 teenoor mekaar skryf. Okay, dis maklik. So dit is dan y18. Ja, goed, okay. Maar daar is nog net een vangplek. En hier kom 'n baie belangrike reël. Wanneer ons 'n getal met 'n onbekende vermenigvuldig, dan skryf ons altyd die getal voor die onbekende. Onthou jy die kommutatiewe eienskap? Hy sê dat wanneer ons vermenigvuldig, ons die bewerkings kan omruil. So jy mag die 18 en die y omruil, sodat die getal voor die onbekende kan staan. Dit verander niks aan die bewerking nie. Okay, so ons skryf nie meer 'n maalteken nie. Jep, En ons sit die getal voor aan die onbekende. dis reg, ja. So wat gebeur as ons deel? Wel in plaas van om te skryf x gedeel deur y, gaan ons dit nou in 'n breekvorm skryf, met ander woorde x op y. Onthou nou net, nou kan jy dit nie omruil nie, want die kommutatiewe eienskap geld nie vir minus of deel nie. Die ander belangrike reël wat ons moet onthou, is dat omdat ons nou met die alfabet werk, moet ons altyd die antwoord in alfabetiese volgorde rangskik. Byvoorbeeld, y vermenigvuldig met z vermenigvuldig met x. Nou moet ons die letters teenoor mekaar skryf en in alfabetiese volgorde. So nie y z x nie, maar eerder x y z. En wanneer ons net een y het, skryf ons nie 'n 1 voor die y nie. Ons los die 1 uit. Jy skryf net y. Kom ons doen 'n paar voorbeelde. Probleem. Geen probleem. Skryf die volgende uitdrukkings in korter vorm. Nou y maal x beteken ons moet dit teenoor mekaar skryf en in alfabetiese volgorde. So die antwoord sal wees x y teenoor mekaar. Die volgende een is x vermenigvuldig met 3.
So, omdat ons vermenigvuldig, moet ons dit teenoor mekaar skryf. En, onthou, die getal kom voor die onbekende. 3 gedeel deur y is 'n deelsom wat ons in 'n breekvorm gaan skryf. Want onthou, 'n breek is eintlik maar 'n deelsom. So ons gaan die 3 bo-aan skryf. Gedeel deur is die lyntjie en die y is aan die onderkant. 3 op y. Die volgende... hoe doen mens die ene? Nou onthou, leer net jou stappe en jou reëls. Kom ons doen dit stap vir stap. 2 vermenigvuldig met a, skryf ons teenoor mekaar, 2a. 3 vermenigvuldig met b, skryf ons teenoor mekaar, 3b. En nou gaan ons deel. So nou vat ons die deelsom en ons skryf hom in 'n breekvorm. Met ander woorde, 2a bo-op, gedeel deur 3b onder. Dis so maklik soos dit. Oké, ek kan die volgende een doen. C vermenigvuldig met A vermenigvuldig met B. Skryf ons teen mekaar, so dis C-A-B. Nee, jy moet dit in alfabetiese volgorde skryf. So dit is A, B, C, teenoor mekaar. Sien jy hoe maklik is hierdie somme eintlik? Hoe meer jy met hierdie somme gaan werk, hoe makliker gaan dit vir jou word. So hou net aan oefen en kyk die video gereeld. Vandag se rakkers, môre se Einstein.